Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Baie welkom, dit is 'n sak vol stories. Daar's die lekkerste ou stories uit die mitologie hier in ons sak. En vandag sin is geen uitsondering nie. Vandag is 'n storie van groot hoop, groot teleurstelling en 'n baie groot les. Dankie vir die saamluister. Onthou jy kan elke storie ook saam lees op ons webblad. En onthou as jy klaar geluister het, los gerus vir ons 'n kommentaar en gee 'n like hier of op enige platform waar jy na jou stories luister. Maar nou, hier gaan ons met vandag se storie. Ikaros en Daidalos. Eens op 'n tyd was daar 'n man met die naam Daidalos. Slimmer as almal anders, sê hulle. Hy was 'n vakman, 'n bouer en maker en 'n ware meester van sy kuns. Party het selfs beweer hy ken die geheime van die gode self. Hy was die grootste vakman van sy tyd. Vir koning Minos van Kreta het hy 'n ongelooflike doolhof ontwerp, vol draaie en gange wat nêrens heen lei nie. So ingewikkeld dat niemand dit kon verlaat sonder 'n towerleidraad nie. Maar soos baie konings was Minos 'n wispelturige man, onredelik, onvoorspelbaar en soms vol vreemde geite. En toe, eendag, word hy ongelooflik kwaad vir Daidalos. Niemand weet regtig hoekom nie, maar hy was so kwaad dat hy hom saam met sy jong seun Ikaros in 'n hoë toring toegesluit het. Daar sit Daidalos toe in die toring en staar moedeloos na die vloer. Ek weet nie wat ek gedoen het om die koning kwaad te maak nie, sê hy. Maar kwaad is hy. En daar is geen manier om van hierdie eiland af te kom nie. Sy soldate hou wag by al die hawens en hulle deursoek elke skip wat uitvaar. Ikaros het egter nie moed opgegee nie. Hy kyk deur die venster na buite en staar na die lug vol meeuwe wat dryf in die wind. Kyk pa, roep hy. Kyk hoe vlieg die meeuwe in die wind. Daidalos kyk op. En toe hy daardie vryvoël sien, glim daar 'n fonkeling van hoop en inspirasie in sy oë. Ja, sê hy stadig. Die koning mag die land en die see beheer, maar die lug behoort aan niemand nie. En so begin Daidalos planne maak. Oor weke en maande versamel hulle enige vere wat in die toring beland het, van voëls wat verbyvlieg of daar kom sit om te rus. Groot vere, klein vere, alle soorte, enige grootte, enige kleur, enige iets wat hulle kon vind. Hy heg dit aan mekaar met gare en maak dit stewig aan mekaar vassit met was van die kersse wat hulle gehad het vir lig. So bou hy 2 stelle vlerke, een vir hom en een vir sy seun. Toe die dag van ontsnapping aanbreek, trek Daidalos die vlerke aan Ikaros vas. Hy gaan op een knie voor sy seun en sê: Luister mooi, Ikaros, jy moet die middelpad hou. Moenie te laag vlieg nie, naby aan die wyndonker see, want die golwe sal jou nat en swaar maak. En moenie te hoog vlieg nie, te naby aan die son, want die hitte sal jou vlerke laat smelt. Bly tussenin, hou my in die oog en moenie opkyk na die sterre nie. Sy hande bewe toe hy die laaste knoop vasmaak. Hy druk sy seun styf teen hom vas en fluister: Onthou wat ek gesê het, my kind.
toe klim hy op die vensterbank, kyk oor die see en sê, "Volg my!" Met 'n groot sprong verdwyn hy in die oop lug. Ikaros huiwer, maar net vir 'n oomblik. En toe spring hy ook. Onder hulle kyk die mense van Kreta in ongeloof op. "Wat is dit daar bo? Is dit voëls?" "Voëls? Nonsens, dis te groot vir voëls," sê 'n ander. "Dis gode," roep iemand. "Gode wat vlieg." In die begin van hulle vlug was Daidalos en Ikaros nogal effe bang. Die aarde was so ver onder hulle, die wind so wild. Maar toe die lug hulle optel en al hoe hoër dra, kom daar 'n uitbundige lag uit hulle kele. 'n Lag van vryheid, opwinding en absolute verwondering. "Kom nader aan my," roep Daidalos. "Ons moet ver wegvlieg, ver van Kreta af, sodat koning Minos ons nooit sal kry nie." Maar Ikaros was jonk en sy hart was vol vreugde. Hy het gestyg en geduik soos 'n swaalkie en sy lag het oor die see weer klink. "Ek wens net vir een sterk wind, pa, net een wat my nog hoër kan lig." En daardie wind het gekom. Soos 'n arend het dit hom opgelig, hoër en hoër, tot al hoe nader aan die warm arms van die son. Maar toe, die was wat die vere in plek gehou het begin smelt. Eers stadig, toe vinniger. Die vere het losgeraak en begin val, lig soos sneeuvlokkies wat oor die see neersak. "Ikaros," roep Daidalos, "nie so hoog nie, kom terug." Maar dit was te laat. 'n Enkele gil het oor die water geklink. En toe was daar stilte. Daidalos draai om, soek, kyk oral, maar hy sien net wit vere wat stadig oor die golwe dryf. En toe weet hy, sy seun is weg. Die eiland naaste aan die plek waar Ikaros geval het, noem hy Ikaria ter ere van hom. Daar bou hy 'n klein graf en sit daar lank daar, alleen. Later vlieg hy na die tempel van Apollo, hang sy vlerke op as 'n offer en sweer dat hy nooit weer sal vlieg nie. En dit is waar ons die sêding vandaan kry. Hy het te naby aan die son gevlieg. Sjoe, dit was nou vir jou 'n somber storie. Somber beteken nie baie gelukkig en opwindend nie. Eintlik so half hartseer. Ai, as Ikaros net na sy pa geluister het. Dink dis die les in vandag se storie. Wat dink jy? Stuur gerus vir ons 'n boodskap by sakvolstories@gmail.com of antwoord sommer hieronder wat jy dink die les in hierdie storie was. Laat weet ook waarvan jy nog meer sou wou hoor en wat alles jou gunstelinge is. Tot volgende keer, moenie te naby aan die son vlieg nie en luister vir jou pa as hy jou waarsku. Kanse is goed dat hy beter weet. Dankie vir die saamluister. Arrivederci.